staatsamptenaar hier as akademikus nie en ek deel graag met u van julle wat ons van beleids weer probeer doen om diversiteit beter aan te spreek in ons onderwysstelsel. Ek gaan graag praat oor hoe ons diversiteit sien in onderwys, geleerdere, hoe die visie van beleid van inklusiewe onderwys waar ek betrokke is, wat daar 'n visie is, wat is die kenmerke van 'n inklusiewe skool, die hoekstene van implementering van ons beleid, wat taamlik breed gesien moet word, hoe kurrikulumdifferensiasie en standaarde saam hand aan hand kan gaan. En dan wil ek ook praat oor nuwe inisiatiewe van die departement soos die herinstelling en versterking van beroepsonderwys, tegniese onderwys en vaardigheidsopleiding. En dan al die dinge is implikasies vir onderwysersopleiding. Die nasionale ontwikkelingsplan sê baie dinge oor onderwys en veral in hoofstuk 9 en het 'n baie breë siening van wat moet regkom in onderwys. Want ek dink is taamlik hoog in die bewussyn van ons publiek hoe sleg dit met die onderwys gaan. Die nasionale ontwikkelingsplan het baie sterk voorstelle. Een van die voorstelle wat hulle wel maak en dit sterk onderdruk is dat inklusiewe onderwys as 'n sleutel tot die effektiewe deelname van almal in 'n vrye gemeenskap waarin almal oor die nodige kundigheid en vaardighede beskik om 'n reeks van ander menseregte uit te oefen. Dit is al klaar 'n breë siening van inklusiwiteit as 'n ding wat nou verwant is aan hoe ons menseregte uitoefen in die land. Deur te verseker dat alle kinders, insluitend kinders met gestremdhede, toegang het tot gehalte onderwys, sal Suid-Afrika sy doelwitte met betrekking tot gelyke indiensneming kan verwesenlik. Op die oomblik staan indiensneming van gestremdes om maar een minderheidsgroep te noem op minder as 2%, trouwens omtrent op 1%. En in die onderwys is direk eintlik daarvoor verantwoordelik dat daar nie genoeg kinders met gestremdhede toegang kry tot gehalte onderwys nie. Wat ek wil vra in terme van as 'n probleemstelling oor diversiteit is, hoe sien ons diversiteit? Wat beteken dit in 'n onderwyskonteks? Die eerste vraag wat ons moet vra, het almal toegang tot gehalte onderwys en ondersteuning? Wie word gemarginaliseer? Ek dink die praatjie van Lynelle Evans het my diep geraak, want daar is soveel vlakke waarop mense in die skoolstelsel subtiel of minder subtiel gemarginaliseer word. As ons onsself afvra hoe insluitend is ons samelewing ten opsigte van gestremdheid, dink ek ons hoort ons kan eintlik as 'n samelewing amper in die middeleeue onsself bevind. As jy sien hoe min gestremdes is daar in ons geleedere, hoe min gestremdes sien ons. Navorsing wys dat omtrent net 1 uit 9 mense al ooit 'n gestremde sosiaal aan huis ontvang het. Kinders word nie saam met gestremdes groot, ken nie gestremdheid nie. Ons vra ook, bied ons skole ruimtes waarin almal tuis voel en hulle volle potensiaal kan verwesenlik. Hoeveel kinders word nie sag kunsteelonderwysers gemarginaliseer totdat hulle naamtou opgooi nie. Is ons onderwysers opgelei en bereid om diversiteit te akkommodeer in hulle klaskamers? Het onderwysers 'n refleksiewe ingesteldheid? Ek self het nie so onlangs nog in die klaskamer gestaan en het my altyd opgeval in die personeelkamer hoe min word daar gepraat oor onderrig, oor die hele aksie van onderrig, hoe min deel onderwysers met mekaar oor hulle eie praktyk en ook hoe sekere kinders behalwe om kinders te beskimp en te beswaarder soms. Ek vra ook, is daar 'n oorbeklemtoning van terapeutiese intervensies? Ek het nou eendag met 'n onderwyseres gepraat wat 30 jaar lank Engels gegee het by Laerskool in Pretoria en sê sy het nooit nodig gehad om iets te weet van remedierende leesonderrig nie. Sy is in die senior fase. Daar was altyd terapeute of remedierende kundiges wat dit van haar hande afgeneem en vir haar namens haar hanteer het. En dan vertel ek altyd graag die storie van my ma, wat 50 jaar gelede hier aan die Oostrand, nie sê hier aan die Oostrand, hier in die Oostrand, dus in my kop so het gehad teen. Sy het daar klas gegee vir graad 1 tot 3's, dit was die 3 grade in 1 klas, 50 kinders in die klas. Sy het geweet, dis haar werk om almal te leer lees. Daar was nie mense, terapeute, spesialiste na wie sy kinders kon verwys. Daar's 'n oorbeleefdheid byvoorbeeld onder ouers om die geringste probleem te verwys na een of ander terapeut of sielkundige.
En ons kan eintlik sê dat alle leerprobleme word as het ware gepatologiseer of gemedikaliseer. Sonder dat onderwysers dink wat kan hulle self doen. Dan breedweg as ek globaal kyk na wat se soort wêreld leef ons in. Ons word elke dag met flitsbeelde oor ons nuuskanale getref deur die duisende miljoene mense wat ly, wat armoede beleef, wat deur oorloë en groepsverhuisings getref word. En mens dink altyd aan al daai kinders en hoe hulle daardeur getref. Maar nader aan ons eie huis, elke enkele mens wat in hierdie kamer sit, of ons nou van die noorde of van die suide van die land is, reis elke dag van ons huis na ons werkplek deur soveel verskeie grense van welvaart en armoede. Het is onmoontlik om in Suid-Afrika te woon sonder om te weet wat is die eise en die ellende wat daar in ons land is. Maar toch kan ons onsself voortdurend afskerm daarvan. Ek wil graag met die paar statistieke deel. Ek dink professor Smit is iemand wat altyd baie belangstel in statistieke. 54% van leerlinge in Suid-Afrika woon in arm huishoudings, dis 10 miljoen. 85.000 kinders is in huishoudings waar daar slegs kinders is. 30.5% kinders, 5.6 miljoen se ouers is werk, dis albei ouers. Daar is 13% van kinders, dis 2.5 miljoen is honger. Dis nou af van die 30% wat er was in 2002 van die feit dat die onderwysdepartement alleen 9 miljoen kinders op die skoolvoedingsskema voorsien. Dis meestal hulle enigste maaltyd van die dag. Daar is 3.3 miljoen 15 tot 26-jariges wat ons in Engels beskou as needs. Dus hulle is nie geëmployeerd en nie in opleiding. Ek dink wat ons nou in die universiteitskampus sien is maar die tip van die ysberg, as jy dink aan al die ander wat nie eers by universiteite is nie. En dan het ons 19% namelijk 3.6 miljoen kinders uit die 14.5 in die land wat oorvol huishoudings woon. En as ons by gestremdheid kom, moet daar omtrent 820.000 kinders wees in die skole, maar daar is nie 220.000 gestremdes. Dit laat ons met omtrent 600.000 gestremde kinders in Suid-Afrika alleen wat nie toegang het tot die onderwys. Ons kan baie maklik dink, dit raak ons nie, ons skerm ons af, maar as 'n onderwysstelsel moet ons daarmee rekening hou en moet ons kyk, nou hoe kan ons stelsel verander? Want daar is so groot impak wat sulke ongelyke gemeenskappe het op ons almal se welsyn. En die interseksionaliteit van uitsluiting is so kompleks want dit verteenwoordig armoede, gestremdheid, andersheid. Ons is net kyk hoeveel mense het geestesgesteldheid probleme in die land vanweë baie moeilike omstandighede. Dit strek oor alle gemeenskappe met dramatiese, maar soms meer subtiele manifestasies. En baie gou kom ons by 'n punt waar ons onsself kan afvra, is dit nie maar goed om sekere mense te segregeer vir hulle bestwil nie. Maar wat ons ook as 'n stelsel of as 'n gemeenskap maklik doen, is ons weet ons net altyd andersheid kan klassifiseer en kategoriseer, dan kan ons dit beter hanteer. As ons nie weet wat is die diagnose, hoe moet ons dit meet, as ons IQ-toetse kan uitvoer, as ons dit verstaan, karteer en kan behandel, dan kan ons miskien spesialist in intervensies maak. En so maak ons van 'n gestremde persoon eintlik 'n objek van mediese behandeling. En dit is 'n wanvoorstelling van gestremdheid, want dit plaas die gestremde in 'n posisie van dat hy sy individuele tekortkominge word vooropgestel. Terwyl eintlik met gestremdheid gesien word as 'n sosiale konstruk, want dit is eintlik die samelewing wat gestremdes gestremd maak deur nie aan hulle geleenthede te skep nie. Dit word baie mooi vervat in hierdie interessante verwerking van 'n Duitse kunstenaar in 'n boek wat hy geskryf het oor kuns van opruiming. Hy neem 'n paar kunswerke soos hierdie van Pieter Saint-Val wat hier volleybal. En dan sê hy wat ons doen met ons stelsels, met ons onderwysstelsels, met ons gemeenskap, ons kategoriseer alles, plaas dit mooi netjies by mekaar in tipes en soorte en klasse, dan kan ons met elke groep hanteer na aanleiding van sy eie behoeftes. Hy
Hy neem die Bruegel se beroemde dorpsplein met al sy rykheid, sy gemeenskapslewe, sy vrolikheid en samesyn en ruim dit op sodat ons dit beter kan beheer en plaas alle oortollige bevolking op behoor. En dis wat ons eintlik, dis wat die literatuur oor neoliberalisme en die onderwys eintlik ook baie ons onderdruk. In ons strewe na ekonomies-kapitalistiese welvaart raak ons ontslae van mense wat ons pla in enige onderwysstelsel en werk ons nie met die wat kan presteer en wat kan vooruitbreek. As 'n onderwyser so 'n klaskamer soos hierdie sou neem en sy sou dink soos wat meeste onderwysers dink in 'n belkurwe paradigma dat sy vir die gemiddelde leerling hoofsaaklik skole. Die wat swak presteer, die moet verwys word en die wat hoogsbegaaf is eintlik 'n probleem. Dan is dit eintlik so 'n verkeerde benadering want daai klasie wat voor haar sit, het elke een van daai kinders het individuele behoeftes en moet deur haar verstaan en geken word. So as ek nou kom by ons beleid, ons baie idealistiese beleid wat in 2001 uitgevaardig is en vervat is in onderwyswetskrif 6. Dan kyk ons na 'n beroep op ons onderwysers en ons stelsel om groot paradigma-skuiwe te maak. En ek lees uit die wetskrif hoe word inklusiewe onderwys eintlik gedefinieer in daai wetskrif. Die prosesse, dit behels die prosesse om deelname te bevorder en uitsluiting uit die kultuur, die kurrikulum en die gemeenskap van die skool te minimaliseer. Dit impliseer alreeds dat 'n skool is 'n mikrokosmos in 'n baie wye sin van die woord. Alle leerders kan leer en alle leerders het ondersteuning nodig, al presteer hulle nie aan die top van die graad nie. Daar moet strukture, sisteme en metodologieë wees wat bemagtig. Daar moet 'n erkenning van en respek vir andersheid wees. Ouderdom, geslag, etnisiteit, taal, klas, gestremdheid, seksuele oriëntasie en HIV-status. Dit is breër as formele onderwys, maar behoort te geld oral waar leer plaasvind in die huis en die gemeenskap, formele en informele kontekste. Dit is eintlik 'n etiese projek wat die staat met groot idealisme in 2001 aangepak het en tydsraamwerk opgesit het om volledig te bereik in 2021. En dit gaan daaroor dat ons wil skuif van 'n posisie waar ons gedink het hier's 'n klein groepie kinders wat die ander is en wat gaan ons met hulle doen? Ons moet daarvan skuif en eerder dink hoe moet ons onsself verander? Hoe moet onderwysers verander? Hoe moet ons die diepste gesindhede in 'n skool verander? Ons moet nuwe verbande, nuwe ontdekkings inblaas in die hele menslike projek. Ons moet meer innoverend raak, meer optimisties raak oor die verandering wat ons eintlik in ons samelewing wil sien. Die ideale van 'n inklusiewe onderwysbeweging is dat ons historiese benadering omdat daar aparte skole vir aparte soort behoeftes is moet verdwyn. En ons moet kyk na hoe kan ons skole holisties verander sodat hulle 'n sin vir gemeenskap het. Dat ons dienste moet gebaseer word op die behoeftes wat ons aanspreek waar die kind is eerder as op die plek waar ons dit aanbied. Dat ons moet reken met 'n natuurlike verspreiding dat elke gemeenskap vir al die kinders van sy gemeenskap geleenthede moet skep. Dat ons ondersteuning beskikbaar moet wees in algemene onderwys en nie net in spesiale onderwys nie. Dat elke onderwyser toegerus moet word om die kurrikulum te diferensieer en kinders se behoeftes aan te spreek, dat daar hoë standaarde en verwagtinge vir almal moet wees. Dit wil sê, in plaas van om te praat van spesiale onderwysbehoeftes, moet ons kyk na hindernisse tot leer. Wat moet verander, is dat die konteks moet verander, nie die kind nie. As ek net kyk na die onrealistiese verwagting wat meeste mense het dat daar 'n spesiale skool vir elke kind met spesiale onderwysbehoeftes is, dan sal mense gou sien hoe is die verspreiding van spesiale skole in die land. Daar is groot dele van die land waar daar trouwens geen toegang is tot spesiale onderwys. Die meeste spesiale skole is saam in die groot metropolitaanse gebiede. So as 'n mens byvoorbeeld 'n gestremde kind, om maar van een tipe nou van diversiteit te praat, het jy woon ergens in Kuruman of jy woon in Noord-Natal, waar ook al dan sal jou kind baie ver moet gaan
gevolg is, daai kinders het gewoonlik glad geen toegang tot skool nie. Nou wat wil ons dus bereik met ons beleid? Ons wil hê die onderwyspraktyk moet verander, die skoolontwikkeling, die stelsels moet verander. Ons moet kry dat skole hulle eie kultuur ondersoek en bevraagteken. Ons moet 'n kultuur van selfondersoek in skole skep en ons moet kyk hoe is die beleide van ons skool en is ons ontvanklik vir erkenning van kinders wat daar bly sonder dat ons daarvan bewus is. Ek wil net in my laaste minuut spring na die ander deel van my toespraak en dit is die 3-stroom-model en ek wil nie ophou praat voor ek dit aangespreek het nie. Daar is 'n hele tendens in ons onderwys nou om te aanvaar dat ons te min kinders deurkry deur matriek. Net 60% van kinders bereik matriek, 37% slaag, 4,5% een of ander universiteitskwalifikasie behaal en 3% 'n graad. Dit wil sê, hoe suksesvol is ons onderwys as ons so groot uitvalsyfer het. Daarom het die staat nou besluit om ons die 3-baanstelsel weer te herinitieer en te versterk, deur allerlei maatreëls in te voer vir die versterking van die akademiese stroom, met die opskep van nuwe fokusskole, landbouskole, maritieme skole en so aan, dat ons die tegniese matriek wil uitbrei. Tans is daar nie 1000 skole wat tegniese matriek aanbied, maar dit is wil uitbrei tot 'n baie groter hoeveelheid by 2030 en dat ons dan ook 'n derde stroom, naamlik 'n vaardigheidsberoepsgerigte onderwys kwalifikasie en 26 nuwe vakke van volgende jaar af instel. En hierdie hele bane wat ons dus wil herinstel is om daai jong mense wat nie toegang kry tot die universiteit, wat ongeskoold uit die onderwys uitgaan, 'n beter geleentheid gee om te presteer. Ons stel dus vanaf 2018 hele klomp nuwe vakke, elektries, motorwerktuigkundige, alreeds in die senior fase in en sal dit uitbou totdat ons hopelik by 2030 en daarvoor het ons die ondersteuning van die nasionale tesourie kan nader kom aan die Duitse modelle, Nederlandse modelle van 60% kinders in beroepsopleiding en tegniese opleiding en net 40% in akademiese opleiding, want dit het kennelijk vir ons land nie die vrugte afgewerk in terme van vaardighede wat die ekonomie benodig. Dit was na alles wat ek gesê het, hier is my laaste slot. Dit was, ek het probeer aandui dat diversiteit is gestremdheid, maar ook breër as gestremdheid. Maar om terug te kom by gestremdheid, wil ek Amartya Sen aanhaal, wat te sê, 'n kind moet die geleentheid, 'n kind wat die geleentheid ontseen word van inklusiewe onderwys in sy plaaslike skool, word nie net beroof as kind nie, maar is dwars deur sy lewe gestremd, deurdat hy dinge kan doen wat afhanklik is van lees, skryf, sosiale vaardighede en leergierigheid wat op skool aangeleer word. Dit is die essensie van die lewens van mense wat versorg word en gepaardgaande afhanklikheid, wat die mees kritieke verlies aan vryheid vir 'n gestremde persoon beteken. Om die passiewe ontvanger van dienste, inkomste en sorg te wees, ontmagtig en depolitiseer die individu. Dit sluit die diep persoonlike beslissings van elke dag in, wat elke kind die reg moet hê om tussen ander kinders van sy gemeenskap uit te